Hi, welcome back. You are watching PAX UCC Television. Never miss a moment. Please consider subscribing and liking the video. Together, we will spread the gospel. Enjoy the video.
baie dankie sê ons sameling daar vanaand op die beter. En ek kan niks doen as die fondasie nie vir my referees nie. Dan as ek agternaam die ouderling my voorstaan. Musiek is deel van my bediening en as ons op Prominskeef sing, dan sak my plak. Want ons het nie altyd instrumente gehad nie, ons het a cappella. En dan het ons net van onze stemme gebruik gemaakt, nee? Dan was ons nie afhankelijk van een musiek, een instrument, die ons het gesing tot eer en die heerlijkheid van God. En ek het eers vanaand geseende mense, so God is vanaand, het die recht om weer ek het nie geprys te word. Ons het vanaand die vrygewigheid en die vrymoedigheid het, om God te prys en God te loof. So ek wil hier vanaand welkom heet by die tweede aand van ons week van gebed. Dit is heilige week. Ons het ons week afgeskop met Palmsondag, die triomfantelike inbeweging, die intog in Jerusalem. En ons het gister geluister en broer Noah preek van under his wings. There is protection for us. En vanaand wil ek iets so bietjie verder vat in die skrif. En ek wil vanaand praat oor die roeping van die knegt. Maar ek was ook gemandateer deur die liturg dat jy moet so bietjie Engels oppraat. So dit gaan wees the calling of the servant. Maar kom ons begin hierdie gewyde oomblik op die regte manier, op die regte wyse en ons vra dan aan die Bybel om ons net te lei met gebed. Ek wil nie nou al ek het iemand nodig wat vir my moet lees, so raak so lang gemaklik met Jesaja 49. Ons as 'n troue Here Meester, in hierdie aand kom ons laat by voor die Here. En ons kom vra U Here om ons af te sny van dit wat rondom ons is. Here, ons af te sny van dit wat daar buite gebeur, Here. Here, dat ons net gefokus wees op dit wat hier gebeur. Here, baie dankie dat U saam met ons is hier, Here, in hierdie aand. Here, dankie vir die geleentheid wat U ons gee, om weer eens by mekaar te kom, om voor te berei vir dit wat U vir ons gaan doen, Here Jesus. Here, ons herdenk elke jaar hierdie fees. Maar Here, maak ons hart spesiaal oop hierdie jaar, Here, en vorentoe. Laat ons dink, laat ons kyk, Here, wat daar buite lê, siele in die donker. Here, siele wat ook verlang om hier te wees. Maar Here, alles hulle hoe brandend, Here, is die mense wat gaan roep so min. Here, baie, baie dankie dat U vir ons asem gee, Here, want dit is U wat vir ons dit gee. Here, dan is dit nie vir U was nie, dan sou ons dit nie kon doen. Here, ons sien in ons verbeelding, Here, hoe U lei. Here, hoe U lei vir ons sondes.
sal wil najaag, Here. Here, want vanaand, terwyl die jong mense is in die kerk, Here, is ons vir U so dankbaar. Here, want daar is baie daar buite in tafernes waar ons sit, Here Jesus. Here, wees met hulle, wees hulle genade, wees ons genade. Here, U het nie van ons gesterf nie. Here, laat ons sterk. Here, alles het ook verlang. Here, kom in en kom vier maaltyd saam met ons, Here, met die woord. Here, gee dat die woord wat sal uitgaan vanaand, Here, dat elkeen sal neem wat vir hom nodig is en wat aan hom sal toegeken word. Here Jesus, ons is swak. Here, ons is vol foute. Here, en ons wys vinger na mekaar, Here, in plaas van mekaar op te help. Here, die mense daar buite, en selfs hier in die kerk, Here, ons is soms neidig teenoor mekaar. Here, ons is groen teenoor mekaar. Ons maak mekaar seer, Here. Ons raak soms glad oormoedig in die woord, Here Jesus. Here, sny ons af van al die dinge wat hinderlik is en sal wees. Maar Here, hou ons net gefestig op U vanaand. Here, baie dankie vir die geleentheid wat U my weer gegee het, Here, om 'n gebed te kan doen vanaand, Here. Here, steek my weg. Here, ek is weer om te staan, maar nogtans gee U my die kans. Here, baie dankie. Here, en laat ons nou in afwagting ons harte oopmaak vir dit wat ons kom doen. Dit raak my verdienste, Here, waarom die Heilige Naam sal hoor. En terwyl U ook vir ons geleer het om te bid, ons Vader, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, net soos op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergeef. En lei ons nie in versoeking, maar verlos ons
Ek wil hê jy moet hom voel. Skakel af. En terwyl jy so ontspanne sit, skakel. Dankie dierbare. As ons die call to worship net op die skerm kan kry, dan gaan ek vir u vra om dan net te reageer nadat ek my gedeelte gedoen het. Ek gaan nie maar laat sit. As ons by die skriflesing kom, dan gaan ek vir u vra om te staan. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Sometimes we are so surrounded and saturated by the way of the world that we become used to it. It scares me to know that I could lose hold on eternity and not notice. Lord, give us the strength to keep hearing at the courts and help us control us. Help us to hear you, feel you, and turn by your will. Father, it helps us to know that we are not alone. When we feel so helpless, help us remember that your love is not fragile, it's powerful. No matter what we face, today your love is greater. Ek wil weer eens noem, ek gaan iemand nodig hê om met Jesaja 49 te lees. Ek het ook aan u genoem dat ek hou van sing. So I brought my support system. I'm going to ask my son to render a hymn for us while we prepare to listen to the word of God. Ek sê weer, is iemand wat vanaand hier sit, wat vir ons Jesaja 49, vanaf vers 1 tot 7 sal lees. Lily of the valley, let your sweet aroma fill my life. Rose of Sharon, show me how to grow in beauty in God's sight. Fairest of 10,000, make me a reflection of your light, I pray. Day star shine down on me, let your love shine through me in the night. Lead me, Lord, I'll follow. Anywhere you open the door. Let your word speak to me and show me what
knowing you can take what's wrong and make it right. Time and time and time again, days start shining on me. Let your love shine through me in the night. Days start shining on me. Let your love shine through me in the night. Jesus, shine down on me. Let your love shine through me in the Baie dankie Jody. Vertel bediening net vir die gehoorsaamheid aan jou ma. Dierbares, ons skryf ons teksgedeelte opgeteken in Jesaja 49. Vanaf vers 1 tot en met vers 7. En as ons dit het, kan ons staan asseblief. Die opskrif in my Bybel heet die knegt van die Here, die lig van die volke. Hoor na my, eilande, en luister volke wat ver is. Die Here het my geroep van moederschoot af. Van my geboorte het hy my naam genoem. En hy het my mond gemaak soos 'n skerp swaard. In die skaduwee van sy hand het hy my verberg. En hy het my 'n skerp pyl gemaak. En my in sy pylkoker weggesteek. En hy het vir my gesê, jy is my knegt Israel, in wie ek my verheerlik. Maar ek het gesê, dat vergeefs het ek my vermoei, my krag vir niks en vrugteloos verteer. Nogtans is my reg by die Here, en my loon is by my God. En nou sê die Here wat my van moederskoot af geformeer het om sy knegt te wees, om Jakob na hom terug te bring, en dat Israel by hom versamel mag word. En ek word geëer in oë van die Here, en my God is my sterkte. Hy het gesê, dit is te gering dat u my knegt sal wees, om op te rig die stamme van Jakob, en terug te bring die gespaardes in Israel. Ek het u gemaak tot lig van die nasies, om my heil te wees tot aan die einde van die aarde. So sê die Here, die verlosser van Israel, sy heilige, aan die diep veragte, aan hom wat 'n afskie is by die volk, 'n knegt van die heersers. Koning sal dit sien en opstaan, vorste, en hulle sal hulle neerbuig ter wille van die Here wat getrou is, van die heilige van Israel wat u uitverkies het. Dit is die woord van God. Let's go.
oomblik, Here. Jesus, baie dankie vir hierdie heilige oomblik. Here, ons kan amper nou, soos Moses ons skoene uitskop, aan die grond waar ons is heilige grond, dis gewyde grond. Here Jesus, U is al reeds ingenooi. Here, U is ons eregas. Here Jesus, ek wil vir U vra om my mond van klei aan te hou. Here, ek wil U vanaand vra om my weg te steek agter die ou liewe kruis, Here. Here, dat ek net sal spreek soos U wil hê ek sal moet spreek, Here. Dat ek sal spreek soos die Here van die leer staan, Here. En dat die dierbares wat vanaand hier sit, nie vir my sal sien, Here, maar U in my sal sien. Dat die woorde wat ek sal spreek, sal iewers skien sal vat, Here. Want Here, vanaand is ek maar net 'n gewillige dienaar. Niks anders nie. Net 'n gewillige dienaar, Here. Kom brei U vir my, Here, en wees U saam met my. Here, ek eer U, wees saam met ons. Ek dank U vir hierdie oomblik. Amen. Nou dierbares, mense mond raak droog voor, ek was bitter lang was ek vir ons, julle kan ek dink, hoe droog is hierdie mond nou al. Nou my thema vir vanaand is The Servant's Call. En dan by die band en by die jeugmeester leer mens hierdie ding van 'n subthema. So my subthema is eintlik 'n vraag aan ek en u. Where are we with our call? There are 4 chapters in Isaiah referred to as the servant's song. It's referred to as a servant's song because of the poetic and lyric nature style of writing. The passages are very deep, very personal in nature. It's full of mystery and also very much full of contrast. Especially the chapter that I'm going to deal with tonight. Lots of contrast. Very lyric and very poetic. So if you have time to read through these songs, I'll give you a listing of it. Please do make time and have a read through it. In Isaiah 52, it focuses on the servant's mission. Isaiah 49, the one that I'm going to use for tonight's devotion, focuses on the servant's call. Isaiah 52 speaks about the servant's obedience. And then of course Isaiah 53 speaks about the servant's suffering. Nou gisteraan het ek sê met haar, ek al reeds die kat uit die mou gelaat deur te quoteer wat staan in Jesaja 53. Dit is 'n skrifgedeelte waarmee ek en u vertroud is. Want hy is deur middel van ons oortredinge is hy weerhoor. Deur middel van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ek en u vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ek en u genesing gekom. Jesus is al knegt wat die strepe van ek en u se verlossing bring. Now, at the end of tonight, I would like us to at least understand the calling of the servant, God's specifics for the servant's reward, and then where we, as the children of God, fit in. Because we also have a part to play. The servant came, the servant died, the servant got resurrected, and we, as a church, have a part to play. Ek en u is nie vanaand passiewe Christen nie. God verwag van ek en u om oor te gaan in aksie. Ek en u gaan nie 'n one-way ticket hemel te kry nie. Ons kan nie net sit nie. We are called to action. Nou wat maak hierdie knegt so anders? Wat maak dit so anders aan sy roeping vanaand, die broers en susters? Want die Bybel is vol boodskappers, knegte, wat geroep was vir 'n bepaalde tyd, vir 'n bepaalde roeping, vir 'n bepaalde missie. Wat maak hierdie knegt anders? Moses en Jonah was ongewillige
maar hulle was geroep. Groot profete soos Jesaja, Jeremia en Daniel en Samuel was geroepe profete. Kleiner profete soos Hosea, Obadja en Amos was geroepe profete. Almal met 'n spesifieke doel, 'n spesifieke missie. Die 12 apostels van Christus was geroep. Johannes die Doper was geroep. Hy was getuie van die lig, maar hy was nie die lig nie. Hy was geroep vir 'n spesifieke missie. Ek vra weer, wat maak hierdie knegt anders? So 'n bietjie later. Kom ons gee net eens 'n bietjie lyf in Jesaja 49 van versie 1 tot 7. Het jy opgelet sommer hoe so met die opening statement sê hierdie knegt, hoor my, eilande, volke wat ver is. Die knegt het hom nog eens geïdentifiseer met hulle volke en eilande in mekaar. Hy is met aan 'n big shot. Hy roep volke en eilande by mekaar. Hierdie boodskap is universeel. Want die openingsgedeelte praat van nasies. Die knegt is daar vir Thailand, die knegt is daar vir Pakistan, die knegt is daar vir Amerika, die knegt is daar vir Ethiopië. Hy sê, hy roep die nasies. Hy roep met selfversekerheid. Hy roep met dapperheid. Hy roep met durf. En soos Paulus sou sê, hy Genesis-waar. Hy Genesis-waar. Hy het hierdie attitude om hom, om mense tot stilstand te bring en sê, hoor na my nasies en eilande. Nou, ek weet nie van u, liewe broers en susters, wanneer iemand my bel met persoon daar ten minste om kan identifiseer. Ek ken ons die telemarketers nie, hulle sal sê, 'n siekel van my way, stel jy moontlik bedaan. Maar ten minste het hulle daarom hulle self van my geïdentifiseer. Maar hierdie knegt identifiseer hom glad nie. Hy sê net, hoor. Hierdie knegt verwag aandag van ek en jy. Hy verwag dat daar geluister moet word. Profete en boodskappers in die Bybelse tyd was nie self aangestel nie. Broers en susters, God het hulle aangestel. God het hulle toegerus vir die taakbande. Die knegt ook deur God geroep. Ek vra weer, wat maak hierdie knegt anders? Waarvan praat Jeremia as hy hierdie knegt aan ek en jy wil voorstel? Die tweede gedeelte van vers 2 sê hy, die Here het my geroep. Van moederskoot af het hy my geroep. Van geboorte af het hy my naam genoem. So die knegt maak bekend wie ons stuur, maar los vir ek en jy eintlik in die duisternis. En ons weet nog nie wie die knegt is. Soos 'n sommer van geboorte is hierdie knegt se roeping al vir hom uiteengesit. Sommer so op my geboorte het hy hierdie belangrike taak. Die knegt het nog eens gespeel nie, die knegt het nog nie eers opgegroei nie, maar hy het 'n klare taak. En ek het aan 'n tolorde as hy my vra. Ons kan aflei dat God hierdie knegt dien, ken. God het geweet wie hierdie knegt is. God het 'n spesiale band met hierdie knegt gehad nog voor hy gebore is. Ek het jou by die naam geroep. Jy is myne. Sê Jesaja 43 vers 1. So God is bekend met hierdie knegt. Weet jy al wie hierdie knegt is? 'n paartjie wat 'n babatjie verwag. Deesdae is die tegnologie nog so oulik, jy kan nou 3D of 4D scans van 'n babatjie kry. Dan sien jy jou neusietjie, jy sien jou voetjies, jy sien die handjies, en al waaraan ouers kan dink is dat ten minste net 10 twinkies, 10 vingers
Die ouers is dan op soek na 'n naam, maar hulle dink nie nou al dat die ongebore babatjie van hulle 'n knegt gaan wees. Wat hierdie babatjie sal word, is nie belangrik vir die ouers nie. 'n kloppende hart, 10 tone en 10 vingers. Maar hierdie knegt waarvan God praat in Jeremia 49 is geroep van moederskoot. Wat impliseer die knegt is mens uit moederskoot. Gebore uit 'n mens. Die knegt alreeds afgesonder van sy geboorte. Soos die Engelsman sou sê, set apart. Spesiaal. Beide op sy skouers, maar gereed vir die taak wat aan hom toe vertrou sal word. Ek het vroeër vir u genoem dat Jesaja se baie mysteriese gedeelte, want in versie 2 weet ek dat u nog steeds nie wie die knegt is nie, maar ons weet waarmee die knegt toegerus word. Sy mond gemaak soos 'n skerp swaard. En in die skaduwee van God sal hy hierdie knegt verberg. Klink dit vir u bekend? In die skaduwee van God se hand sal hy die knegt verberg. Hy is ook gemaak soos 'n skerp pyl. En hy sal in God se pylkoker versteek word. Nou, kom dan die woord. Wat is so spesiaal aan hierdie woord? Want hierdie knegt is toegerus met die woord, wat beteken dit moet 'n verskriklike spesiale woord wees. Want dit moet 'n verlore nasie bring tot aksie. Dit moet 'n verlore nasie bring tot inkeer. Dit moet 'n verlore nasie bring tot verandering. So wat is so spesiaal aan hierdie woord waarmee die knegt toegerus word? God roep die knegt om eilande volke en nasies te verlos. Mense op dit dat God hierdie knegt beter sal toerus. Maar daar is nie 'n vegvliegtuig nie. Daar is nie 'n oorlogswaan nie. Daar is nie eens 'n oorlogskleed nie. Daar is nie onnodige strategieë nie. Slegs die woord. Maar moenie my woord daarvoor vat. Kom ons kyk wat sê God se woord. Hoe kragtig en hoe magtig sy woord kan wees. Hebreërs 4 vers 12 en dit aangedeelte sê die volgende: want die woord van God is lewend en kragtig en skerp as 'n tweesnydende swaard. En dit dring deur die skeiding van siel en gees. Wat vir my impliseer dat daar moet verandering plaasvind by die woord wat ons kom, liewe dierbares. Want in die woord van God aan hoor, moet ons loop tot verandering. Ons kan nie dieselfde bly nie. Wat staan nie voor dierbares? Psalm 118 vers 105, die woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. 'n Betroubare woord. En Jan sê Johannes 1 vers 1, vir ek en u die volgende: in die begin was die woord, en die woord was by God, en God was die woord. Hy is vandag nog steeds die woord. En God se woord vanaand, die dierbares, is 'n betroubare woord. Ek en u kan vanaand op God staat maak vir 'n betroubare woord. Ek en u kan vanaand staat maak dat God se woord ek en u se omstandighede kan verander. Dis 'n werklikheid. Hy is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Ek en u kan vanaand staat maak op God se woord. Ek het vir u genoem voorheen dat God het intieme kennis gehad van hierdie knegt, soos 'n ouer sy kind beskerm. God het hom oor hierdie knegt ontferm, hom veilig gehou in die skaduwee van sy hand. Klink dit vir u bekend? Psalm 91 sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.
promise. Dit is 'n belofte. Ek het nie nodig om te wonder of ons in die donker verlore gaan raak nie. God sê hier, jy kan by my skuiling kry. In my skaduwee kan jy beskik word. Dink ek het nie baie van ons skaduwee? Nee. Ons as vroue kom op, ek het nie moeilik met skaduwee. Ons het nog issues met ons skaduwee, maar God nooi ek en u vanaand uit om skuiling te vind by sy skaduwee. Die knegt is geroep. Die knegt is toegerus. Maar die knegt het ook vanaand God se beskerming. Nou in vers 3, dierbares, kry ek en u uiteindelik die identiteit van hierdie knegt. En ek wil vers 3 vir die voorhou. En hy het vir my gesê, jy is my knegt, Israel, in wie ek my verheerlik. Nou dit kan onmoontlik die nasie Israel wees. Nou kom sê so, want later in vers 5 en vers 6 word daar van die knegt verwag om die stamme van Jakob en gespaardes van Israel by mekaar te bring. Israel kon julle self red nie. Hulle het iemand nodig gehad. Ek het u kan jouself red. Ek het u sê jy kon sy red. Moenie daai boodskap stres myself met hê. Ek en u is nie hier in eie te doen nie. Ja, ons kom van 'n ma en 'n pa, maar ek en u is nie vanaand hier met ons onsself gemaak het nie. Ons kom van God, gemaak in sy image, met eer en heerlike kroon. Nou ek het hier die storie van Israel. Hulle is in ballingskap. Hulle is weggevoer van hulle wonings en dit wat vir hulle normaal was. Uit hulle comfort zones is hulle geneem, maar hoekom? Hulle was 'n volk wat God verheilig vir afgoderry. Hulle het immorele lewens het hulle gelei. Hulle was hardkoppig. Hulle was ongehoorsaam. Hulle was vasgevang in sonde. Israel, liewe broers en susters, het 'n verlosser nodig. Pastoor UCC het 'n verlosser nodig. Nou Jesus die knegt het geword wat die volk Israel versuim het om te wees. Israel was God se uitverkore volk. God het 'n spesiale verhouding met die volk Israel gehad. God het verbond met hierdie volk gesluit. Ons ken mos die storie van Abraham, nee, wat hy beloof was. So daar was 'n verbond en ek het nou net gesê God is nie 'n God wat lieg nie. So iewers moet God vir hulle terugbring aan die belofte wat hy aan hulle gemaak het. God het 'n sagte plekkie vir hierdie volk gehad. Maar God het ook verwag dat Israel die lig vir ander nasies moes wees. Hulle moes deur hulle leefwyse God aan die wêreld kennis maak. Hulle moes die karakter van God leef en openbaar, maar hulle is te lig gevind. En daar kan daar my wees. Die volk Israel was te lig gevind. Want God was nie meer vir hulle genoeg wees. God was nie vir hulle genoeg nie, hulle het hulle rug op God gedraai. Vergeet hoe hulle uit slawerny bevry is. Teruggelang na die vleispotte van die God. Afgoderry aanbid, want God was nie meer vir hulle genoeg. Dierbares, is daar dinge in ons lewe wat ons aanbid? Wat vir ons belangriker is as God? Of is God nog steeds vir ek en u 'n prioriteit? Of tree ons maar net God se toets? Hulle was te lig gevind en
En nou het hierdie volk redding nodig gehad. Selfde met ek en u. Ons wêreld het redding nodig, liewe dierbares. Ons maak oorlog. Ons lewe in 'n magsbehepte wêreld. Miljoene mense dwars oor die wêreld gaan slaap in die aand sonder kos. Ons gemeenskappe gaan gebuk deur geweld. Ons ekonomie is in sy piek. Vandag het motoriste lang te hoog gestaan, net om petrol in te gooi. Ons is 'n verlore nasie. Ons is sondige mense. Maar God het nog nooit sy rug op die knie gekry. Ek en u het redding nodig. Ek en u het die knegt nodig. Ek en u het verlossing nodig. We need a Savior to save us from ourselves. Daar's 'n gedeelte in die lied wat baie van hou en die groep se naam is New Song. En hulle sê die volgende gedeelte: I need Jesus to come to my rescue. There's no other name by which I am saved. I need you, Jesus, to come to my rescue. Maar daar is geen ander naam by which I am saved. Dit is my verklaring, liewe broers en susters, dat ek en u deur geen ander naam gered kan word nie. Jesus is vanaand die ware Israel. Jesus is vanaand die knegt Israel. Ek glo nie daar is nou meer enige twyfel dat die knegt wat daar gepraat van word in Jesaja 49 is inderdaad Jesus Christus. Hy is die lig vir die nasies. Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, volgens Johannes 8:12. En dan die een gedeelte wat vir my so pragtig uitstaan, ook in Johannes 1:9, die waaragtige lig, wat elke mens verlig, is aan die kom in die wêreld. Waar ek en u kan sien waar is, beloof God om ek en u se lig te wees. Al wat hy van ek en u verlang, volg my. Ek wil jou lig wees, sê Abba Vader vanaand. Maar hy sê, volg my. Volg my. So simpel, soos dit. Ek vra weer, was dit maklik vir hierdie knegt Jesus om die opdrag deur te sien? Nee, maar hy noem op vers 4, te vergeefs het ek my vermoei, my krag vir niks en vrugteloos verteer. Ek het gesê, hy kom van moederschoot. Hy is mens, hy is vlees, hy het moeg geraak. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie geken. Sondag het ons Palmsondag vier en ons het hom ontvang as 'n nederige koning op 'n donkie. Maar op Goeie Vrydag gaan ek en u sê, kruisig. Ek glo dit aan. Sondag het ons klere vol uitgegooi. Ons het palmtakke geslaan. Ons het hom ontvang as 'n nederige koning op 'n donkie. En Vrydag, Goeie Vrydag, sê ons, kruisig hom, ek ken hom nie. Ek ken hom nie. Daar is nie bewys in my lewe dat hierdie God bestaan nie. Ek ken hom nie. Ou die Sondag gevra, wat gaan ek en u met Jesus doen? Is dienswerk in God se akker maklik dierbaar is?
Nee, maar dis moontlik. Is dienswerk in God se akker soms, as ek ons alleen voel? Ja. Maar is dit moontlik? Ja. Maar terwyl Jesus sê dat alles wat gegees is, weet ek ook om by te sê, my reg en my loon is by God. So terwyl ek nie moeg raak om in die akker van die Here te werk, sê hy, jou beloning, jou beskerming is by my. Nou ek weet nie, ek sê dit gereeld. God het nie nodig om vir ek en u te CV te stuur van wie en wat hy is nie. Is werk in God se akker maklik? Nee. Maar hy sê, my reg en my loon is by God. Die knegt het gekom om Israel te herstel. Die knegt het gekom om Israel terug te neem na die verbondsland, die verbondsbelofte wat aan Abraham gemaak was. Die knegt het gekom om Israel te verlos en hulle vry te spreek. Jesus het gekom vir ek en vir u. Ons is vandag vry deur sy wonde. Sy opoffering het vir ons 'n ewige erfenis werkstellig. So lewe van vandag af soos los, vrygekopte, geseënde mense van die Most High. Skik af hierdie dinge wat jou bind. Want ek en u is vry. Ons moet dit nog net aanvaar. Ek en u is vry, liewe broers, liewe susters. Maar los hierdie dinge wat so swaar om my hang. Ek wil klaar maak. Ek het aan u genoem dat daar ook 'n beloning vir hierdie knegt moet wees. En dit word mooi saamgevat in vers 7 van Jeremia 49. Maar ek wil hier neem na 'n ander beloning, bietjie verder in die Bybel, in die Nuwe Testament, in Filippense 2, vers 9 en vers 10. Daarom het God hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee, wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel is, en die wat op die aarde is, en die wat onder die aarde is. Every knee shall bow, and every tongue confess that Jesus Christ is
genaamd kinders van God. Oud, jonk, ons almal is geroep vir hierdie missie. Ek wil aansluit met wat Noah gisteraan gesê het. Neem op jou kruis, deel in sy lyding, maar deel ook in sy opstanding. Ons het iets om na uit te sien wie die wêreld is. Neem vanaand die kruis, deel in sy lyding, maar deel ook in sy opstanding. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek gaan my seun vra om met die woord vir ons te doen seën, en ek sal dit bid. Thank you for the light that He shines. Thank you for the example He sets. Thank you for who He is. Here vanaand kan ons nie anders as om te besef dat dit eintlik nie U was wat ons verlaat het nie, maar dit ons was wat te besig geword het om U raak te sien. Here, ons kom vra dat U vir ons weer sal maak die mense wat streef om U in alles raak te sien. Here, ons bid vanaand dat U vir ons weer die volk sal maak wat U wou hê ons moes wees. Here, tonight we come to You and we say, God, we have moved far away from You, but Your strength has been good enough for me. And tonight we want to turn back to You, dear God. Here, baie dankie vir haar wat vanaand bereid was om U woord met ons te kom deel. Dankie dat sy ook maar bereid is om soos 'n nederige ou diensknegt te was. Here, ek bid vanaand dat U ook haar grondgebied sal vergroot, dat U ook haar bediening sal seën. Here, dan kom ek bring ek elke gemeente dit vanaand voor U, en ek kom vra dat U vir ons ook 'n God van baie naby sal wees, dat ons sal besef dat in die heilige week is dit juist U wat besig is om met ons te praat, dat dit juist U is wat besig is om elkeen van ons te doen, dat dit juist U is wat vanaand vir ons die opdrag gee om uit te gaan na hierdie donker wêreld en om die lig te gaan verkondig. Here, waar ons dalk moontlik U gefaal het, wil ek vra dat U vir ons sal vergewe, dat U dit nie teen ons sal hou nie. Here, ek bid ook vanaand dat U vir ons daaglikse brood sal gee en ons oortredinge sal vergewe. Here, waar ons later van mekaar sal skei, wil ek bid dat U van ons af sal skei, dat U U beskermende hand oor ons sal hou en ons weer veilig by mekaar sal bring. Ek bid hierdie dinge nie omdat ek dit waardig is nie, maar ek bid hierdie dinge omdat ek weet dat alles wat ek weet, alles wat ek is en alles wat bestaan van U afkom, dat wanneer ek na die berg toe kyk, dan besef ek dat my hulp juist kom van daardie berg, en wanneer ek die sonsopkom sien, dan weet ek dat die hoop en my krag gekom het. Here, so ek bid dit nie na my alleen, met baie danksegging. Amen.
Familie laat my dan sommer toe om die aankondigings ook te doen. Baie dankie vir u wat ons heilige week so getrou ondersteun. Dit word opreg gewaardeer. Môre aand is ons weer hier by mekaar 7 uur en dan donderdag aand familie is daar net so 'n verandering in die program. Die prediker het versoek dat ek net u versoek om die opdrag van 'n stil diens te handhaaf. Die prediker het ook gevra dat ek vir u moet noem dat die ligte wel af gaan wees, maar dat ons steeds opkom na die huis van die Here. Hier gaan mense in die binnekant wees. U moet maar net die flesh gebruik tot by die sitplek het en dan daarna handhaaf ons die stilte asseblief. En dan ons goeie Vrydagdiens begin om 8 uur en ons het 9:30 die Walk of the Cross vanaf Checkers en dan gaan ons daar 11:30 jammer en dan daarna gaan ons weer terug loop en dan kan u die verskillende rigtings ingaan en op opstanding Sondag wil ons vra dat u nie onmiddellik die so hardloop nie. Ja, so sal iets in die agterkant wees, ek het reeds met die kassier gepraat. Baie dankie familie, 'n geseënde diens verder. Dankie. Baie dankie Noah vir die aankondigings. Dan is daar net 'n lied wat ek wil hê ons moet sing. Dis nou een van my favorite liedjies. So Lola, as jy die Bijbel net vir my kan insit asseblief, voor ons dan die benediction doen asseblief. Volle bors, as daar nie sikkels is gestaan asseblief mense, volle bors. Please. gebed te doen vir die siekes in ons gemeente. Daar was net 'n spesiale versoekie van die Annie om Charlotte in die hospitaal is, die familie vra vir voorwinning. Ons bring sommer almal wat in hierdie tyd gebed nodig het vir dit. Oulie sal ons net lei en dan sal ek die benediction doen. Dankie. Nou, dis ons
buig ons voor U, Here, die Almagtige. God van die heelal. Ons kom, Here, na U, Here Jesus. Omdat U, Here, alles weet en alles ken. Hemelse Vader, ons kom en, Here, U het die versoek gehoor, Here. Here Jesus, van al ons siekes, Here, Here Jesus, wat aansterk in die hospitaal. Ag, Hemelse Vader, U, Here, ken hulle worsteling, U weet waar hulle gaan, Here. Ag, Here Jesus, maak hulle bewus, Here, dat U by hulle is, Here, dat U hulle ondersteuner is, Here, terwyl hulle uitsak, Here. Ja, Here, Here Jesus, wat pyn verdra, Here, Here Jesus, maak U dit vir hulle draaglik. Ag, Hemelse Vader, Here Jesus, hulle raak moedeloos, Here, hulle voel uit te sak, Here. Ag, Here, gee vir hulle die krag. Here Jesus, gee vir hulle die krag, Here Jesus, lig hulle uit, Here Jesus, waar hulle nou bevind, Here. Ag, Here, ek weet, Here, die familie, Here Jesus, is bekommerd, Here. Daarom moet ons U die groot geneesheer aan, Here. Ag, Here Jesus, strek U hand uit, Here. Strek U hand uit, Here. Raak aan, Here. Here Jesus, raak aan, Here. Ek weet, Here, in hulle, Here Jesus, daarom hulle nou worstel, Here, roep hulle na U, Here, hoor hulle smeekgebede en hulle hulp. Here, want hulle weet, Here, hoe afhanklik hulle van U, die Here, is, Here. Ag, Here Jesus, hoor ons, Here, wanneer ons so na U, Here. Here Jesus, ek weet, Here, U mag en U krag. Here Jesus, het dit nog nooit verloor nie, Here. U kan nog kragtig werk. Here, U kan wonders doen. Ag, Here Jesus, U, Here, kan nooit dinge. U kan ons verbaas laat staan, Here. Selfs die dokters en hulle almal wat daar rondom staan. Here Jesus, dat ek sê, hier te wonderwerk nou plaas. Ons weet nie wat nou hier gebeur. Ag, Here Jesus, dit is wanneer U gewerk. Here Jesus, hoor ons, want ons ken ons die afhanklikheid. Want U is ons God. U beloof, ek sal dit nooit vergeet of julle verraad. Here Jesus, kom Here. Kom Here. Here Jesus, Here, wanneer hulle daar kom, dat hulle sal kom vertel, Here Jesus, wat U verrig het. Vader, baie dankie dat ons al die dinge van U afdink. U bly ons rots, ons toekomst en ons werkers. Ons kom, op U ons vertrouw. Ons vragen in U groot, heilige naam net dansen. Amen. Here, ons staan net so nou van ons die benediction. U kan het voorbeschermen. Now may the God of love protect us against the spirit of darkness. May the grace of the good Lord surround us as we guard from each other. May the fellowship of the Holy Spirit give us the strength and guidance to minister and teach in times such as this. Amen. Christus aan vir u,